Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is in episode 6 van ons reeks oor antwoorde op moeilike skrifte. En vandag is gedeelte 3 van ons gesprek rondom die nagmaal en meer spesifiek 1 Korintiërs 11:27 waar die woord sê: wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Nou wat is hierdie onwaardige wyse wat my en jou kan skuldig maak aan die liggaam en bloed van die Here? Ons het in ons eerste gedeelte hieroor dit duidelik gemaak. Dis nie sonde nie. Sonde maak jou nie onwaardig om die nagmaal te gebruik nie, anders was niemand waardig nie. Dit is direk teenstrydig met die evangelie. In ons vorige episode het ons gesien dat wanneer ons kyk na die totale konteks van hierdie hoofstuk, kan die onwaardige wyse wees wanneer jy die nagmaal gebruik soos die gemeente van Korinthe dit soms gedoen het. Hulle het bymekaar gekom onder die pretensie van nagmaal, maar dit was eintlik eerder 'n groot saam eet en drinkery. En net omdat hulle geëet en gedrink het, het hulle dit nagmaal genoem. Ek kan verseker sien dat dit nie reg is nie. Vandag wil ek saam met jou uit 'n ander hoek na hierdie gedeelte kyk en 'n ander moontlike wyse vir jou uitwys wat ek hierin raak sien. Kom ons begin weer vanaf vers 27 lees. Hy sê, wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here, vers 28. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink, vers 29, want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. En hier is ons antwoord op die onwaardige wyse. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself terwyl. Hier is ons koneksie. Hierdie woordjie terwyl. Hoe eet en drink jy op onwaardige wyse? Terwyl jy die volgende doen. En wat is hierdie volgende? Terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Die nagmaal bestaan uit 2 elemente, die brood en die wyn, vir 'n baie spesifieke rede. Onthou die nagmaal herinner ons aan die kruis. En aan die kruis was daar 2 baie belangrike en prominente elemente, die liggaam van Jesus en die bloed van Jesus. Dit was nie alles net die bloed nie, daar was die liggaam en die bloed. En so was daar dinge wat met Jesus se liggaam gebeur het, soos die geesling en die geslaan met vuiste en stokke en die doringkroon wat op sy kopvel ingeforseer is, wat baie belangrik was vir ons. Die kruis gaan oor baie meer as net ons sondes wat vergewe is. Dis natuurlik awesome en is absoluut amazing en ek is geensins besig om dit af te water nie. Hoegenaamd nie. Dis waarvoor ons die beker het, om ons daaraan te herinner dat ons sondes weggewas is en dat ons in 'n nuwe verbond staan. 'n Verbond waartoe ek en jy toegang verkry het deur sy bloed en wat verseël is met sy kosbare bloed, alles net uit genade. Maar daar is sy liggaam ook. En weer eens, wanneer ons na sy stikkende liggaam kyk, dan kan ons verseker weet, het hy die volle prys betaal. My sondeskuld is betaal. Hy het die volle beker gedrink. Maar daar's nog iets wat vir ons 'n absolute werklikheid geword het deur sy stikkende liggaam. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Wanneer Jesaja oor die kruis skryf, dan sê hy in hoofstuk 53 vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Daar's 2 goedjies wat ek wil hê jy moet hier raak sien. Nommer 1, hierdie hele vers gaan oor wat met Jesus se liggaam tot ons voordeel gebeur het. Hy is vir ons oortredinge deurboor. Hy is verbrysel. Hy het ons straf gedra en deur sy wonde. Al 4 hierdie beskrywings het te doen met die prys wat Jesus vir ons in en op sy liggaam gedra het. Met ander woorde, die brood van die nagmaal. Dit is waaraan daai broodjie van die nagmaal jou moet herinner.
Sy liggaam is deurboor vir jou. Sy liggaam is verbrysel vir jou. Sy liggaam het jou straf gedra en sy liggaam is vir jou gewond sodat jy gesond kan wees. Deur sy wonde is daar vir jou genesing. En dis dan ook die tweede punt wat ek graag wil maak in hierdie vers. Daai broodjie moet my en jou herinner dat daar vir ons genesing behaal is aan die kruis. Ons hoef nie daarvoor te soebat of te pleit of 5 jaar op die vroue aksie se komitee te dien nie. Ons kan eenvoudig net glo wat sy woord sê, van die prys is reeds betaal in sy liggaam op die kruis. En die brood van die nagmaal is ons herinnering daarvan. En net so terloops, net voor jy dalkie sê, maar hierdie skrif is Ou Testamenties. Hierdie skrif word deur Petrus herhaal in 1 Petrus 2:24 wat sê, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Hier spel hy dit uit. Ons sondes is in sy liggaam aan die kruishout gedra en deur sy wonde is ons genees. Geliefde van Jesus, dit is waaraan die broodjie van die nagmaal ons moet herinner. Kom ons blaai nou weer terug na 1 Korintiërs 11 en ons lees weer vers 29, terwyl ons hierdie inligting bietjie in gedagte hou. Hy sê, want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Die woord sê hier, ons eet en drink 'n oordeel oor onsself. Dis nie God wat ons oordeel nie, ons doen dit aan onsself. Hoe? Ons onderskei nie wat die liggaam van Jesus vir ons gedoen het nie. Ons onderskei nie die liggaam van die bloed nie. Ons maak nie 'n onderskeid tussen die brood en die sap nie. En die volgende vers veraan dit vir my. Kyk saam met my wat skryf hy in vers 30. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Hoekom is daar swakkes en sieklikes? Of kom ek vra so, hoekom kan ons glo vir goddelike genesing? Want die woord sê, deur sy wonde is daar vir ons genesing. Watter wonde? Die wonde in sy liggaam aan die kruis. Nou sê die woord hier, ons onderskei nie die liggaam van die bloed nie. Dit het vir ons alles een ding geword. Die hele nagmaal het vir ons net een ding geword, vergifnis van sonde. Mense sal eerder hand en tand beklei teen hierdie om hulle siekte te regverdig, as om die liggaam te onderskei en genesing te ontvang, want die prys is reeds betaal. Maar omdat ons nie hierdie onderskeid tref nie, is daar baie swakkes en sieklikes onder ons. En God is nie kwaad vir jou omdat jy siek is nie, maar hy wil jou gesond hê. Jesus het dan die prys daarvoor betaal. Sy vervlenterde liggaam is my en jou bewys. En daarom is daar 'n broodjie deel van die nagmaal, om ons te herinner aan sy liggaam, en dat daar in sy liggaam, in sy wonde, vir ons genesing opgesluit is. Ek wil jou uitnooi, gaan gebruik nagmaal. Sommers so alleen as jy wil, of saam met jou geliefdes, dit maak nou nie saak nie. Jy hoef nie te wag vir die volgende maand se nagmaaldiens by die kerk nie. Gebruik dit sommer nou as jy kan. En wanneer jy die broodjie vat, dan dank jy hom spesifiek, dat deur sy wonde, daar ook vir jou genesing gekom het. En ontvang dit in geloof. Here, baie dankie vir u woord, en baie dankie vir die nagmaal, dat daar in u nagmaal vir ons 'n broodjie element is wat ons herinner aan u liggaam. U liggaam is vir ons deurboor, u liggaam is vir ons verbrysel om te betaal vir ons sonde, maar in hierdie wonde was daar ook vir ons 'n betaling vir ons siekte, sodat ons totaal en al genees. Ons kan in goddelike genesing leef. En dankie Here vir die bloed wat vir ons herinner, ons is 'n nuwe verbond, 'n beter verbond met beter beloftes. En ons kan daaraan vashou. En een van hierdie beloftes is deur u wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons is genees in die liggaam van Jesus. Dankie Here, u het vir ons so amazing prys betaal. Sal ons ooit die omvang van die betaling aan die kruis begryp? Dankie dat u ons help daarmee in Jesus naam.
Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom.